Baie dankie. Kom ons blaai in ons Bybels na Titus hoofstuk 3. Ek het aan u genoem terwyl ons daar op Lofdal was, wou ek eintlik baie graag die reeks wat ek daar op Lofdal gebring het, oor jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag, wou ek dan somme in die vakansie hier kom bring tydens die oggenddienste, maar in die week toe ek stil word, toe ons terug is en ek bid en ek vertrou, toe maak die Here vir my Titus lewendig en ek wil amper sê ek verstaan vanmôre waarom. En ek is so dankbaar dat ons dan nou in die vakansietyd deur die Paulus se brief aan Titus kon werk en ons kom vanoggend by die laaste boodskap en hoe treffend, hoe kosbaar, ek het dit nie so beplan nie, dat vanmôre se boodskap, die laaste paar verse uit Titus, so pragtig pas by die geleentheid van die voorstelling van nuwe katkesante hier. Dit is net die Here alleen wat dinge so kan laat gebeur en laat uitwerk en ek eer hom ook daarvoor. Titus 3 vers 9. Ek gaan vers 8 lees net weer as 'n aanknopingspunt. Dit is 'n betroubare woord en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Maar vir my dwaase strydvrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. Aan 'n man wat partyskap verwek in die gemeente nou, moet jy jou onttrek na die eerste en tweede vermaning, wetende dat so iemand op 'n verkeerde pad is en sonde doen en self veroordeeld staan. Wanneer ek Artemas of Tychicus na jou stuur, doen dan jou bes om na my te kom in Nikopolis. Want nou weet ons waar was Paulus toe hy die brief aan Titus geskryf het, in Nikopolis, stad van Nico. Want ek het besluit om daar te oorwinter. Jy moet Senas, die wetgeleerde, en Apollos ywerig voorthelp, sodat dit hulle aan niks ontbreek nie. Ons mense moet ook leer om vir die noodsaaklike behoeftes goeie werke voor te staan, sodat hulle nie onvrugbaar mag wees nie. Almal wat saam met my is, groet jou. Groet die wat ons, verskoon tog, groet die wat vir ons liefhet in die geloof. Die genade sy met julle almal. Amen. Ons lees tot daar uit die wonderbare, onfeilbare woord van God. Kom ons verenig in gebed en ons bid net saam asseblief. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie vir hierdie geleentheid en hierdie besondere oggend. Ons dankie vir 'n pragtige groep jong mense wat u hier in die gemeente kom plant het en wat elke een uit hulle eie gesê het, ek wil graag 'n lidmaat van die gemeente word. Ek wil heelhartig inskakel. Ek wil deel word. En ons bid, Vader, dat u hulle baie ryklik sal seën. Ons wil u aanbid vanmôre vir u besondere groot genade. Ons wil u aanbid vir ons Here Jesus, wat sy lewe vir ons gegee het aan die kruis, sodat niemand verlore hoef te gaan nie, maar elke een wat waarlik in hom glo, sy of haar geloof in Christus plaas, hom vertrou, die wondergawe van redding kan ontvang, die wedergeboorte en die regverdigmaking wat daarmee saamgaan. Here Jesus, baie dankie vir hierdie erediens, vir hierdie besondere dag. Ons bid dat u vanmôre met ons sal ontmoet en met ons elkeen sal praat. Ons bid vir Dominee Jurgens, vir vanaand se diens, dat u hom ook sal 'n besondere salwing gee. Wil u ook 'n gehoor bymekaar maak en jong mense hierheen aantrek.
Help ook ons dat ons in hierdie dag nog mense sal nooi na vanaand se geleentheid. Ag Here, ek wil ook bid vir vanaand se regstreekse uitsending op RSG, waar ek saam met Flip na Auckland Park gaan om te praat oor hierdie baie belangrike tema. Ons weet nie hoeveel mense ingeskakel is nie, maar ons weet dis geweldig baie. En Here, ons leef in 'n tyd van twyfel. Die samelewing twyfel oor alles. En twyfel het so amper die norm geword, terwyl Jesus gekom het om ons sekerheid te gee. En ek bid, Here, lei my vanaand in die antwoorde op die vrae wat daar gestel gaan word. Help my, stel my in staat. Maak U my tong los, maak U my gedagtes los, sodat ek U naam kan verheerlik in hierdie aand. Dis my enigste begeerte. Vader, ons bid vir hulle wat op die siekelys is, besonder vir Dominee Jasper, wat die afgelope tyd gediagnoseer is, met 'n baie gevaarlike siekte. Ons bid vir hom. Ons wil vra dat U asseblief sal onderneem en as dit U wil is vir hom aanraak. En so ook vir Dominee Dani wat ontslaan is en dan ook die ander name, Oom Ad en elke een tuis in Doris. Ons bid vir hulle. Ons vra Here dat U elke een van hulle op 'n besondere manier naby sal wees. Ook die pragtige lys van verjaarsdae wat vanmôre voorgelees is. Here, dis geliefde broeders en susters wat hierdie week hulle geboortedag herdenk. En daar's ook besondere mylpale wat hierdie week herdenk word. Ons bid vir elkeen van hulle en ons dankie vir hulle gesondheid en dat U hulle gespaar het tot hiertoe. En ons wil vra, Here, vir die res van hulle lewe op aarde, hoe lank dit U behaag om hulle lewens te spaar en vertoef om te kom, dat U hulle baie, baie ryklik sal seën. Heilige Gees, nou wil ons bid dat U die woord vir ons sal kom oopbreek en dat U naam sal verheerlik in hierdie môre. Om Jesus ontwil vra ons dit. Amen. Nou ja, die laaste tema van die reeks, die 7de boodskap uit Titus, is dan vanmôre 'n godvrugtige lewe bou die gemeente op. Baie belangrik dat die gemeente van die Here Jesus opgebou moet word. En wie anders gaan dit doen as die kinders van die Here, U en ek, die gemeentelede. Vandag was vir my 'n besondere geleentheid en ook glo ek vir die hele gemeente om so 'n pragtige groepie jong mense hier te kon bevestig as lidmate van die gemeente. 'n Wonderlike geleentheid wat ons harte vul met dankbaarheid en met blydskap. En ons eer die Here vir elke jong lewe. Maar dis ook 'n ernstige geleentheid, want om deel te wees van 'n gemeente beteken baie meer as om maar net jou naam op 'n lidmaatregister te hê. Eintlik is dit nie regtig belangrik nie. Dis eintlik maar 'n administratiewe ding om goeie orde te hou en te weet wie is ons lidmate dat ons hulle kan versorg. Dis eintlik hoekom daar 'n lidmaatregister is. Dit gaan nie oor statistiek nie, dit gaan nie oor getalle nie. Dit gaan oor niks anders as om te weet wie is deel van die gemeente dat hulle versorg kan word, né? En dit is baie meer as om maar net jou naam op 'n boek te hê. As jy ja sê vir die Here en jy word deel van 'n gemeente, dan beteken dit dat jy as volgeling van die Here Jesus vir hom moet lewe in die gemeente. Dat jy 'n verskil moet maak. Dat jou lewe vrug moet dra tot eer en tot verheerliking van sy naam. Dit beteken dat jy elke dag so sal lewe dat mense Christus in jou kan sien. In jou spraak, in jou denke. Ja, die mense kan nie jou denke sien nie, maar jy weet wat is jou denke. En eintlik vloei jou hele lewe uit jou denke uit, nê? En jou dade. Alles is belangrik dat Christus verheerlik moet word. En as 'n mens die brief van Paulus aan Titus bestudeer, het ons deurgangs gesien dat die evangelie nie net 'n mens se ewige bestemming verander nie.
Ja, dit ook. Die reddende genade van God, wat aan ons verskyn het, verander inderdaad ons eindbestemming, van die hel na die hemel. Glo u aan die hel en die hemel? Jesus het gesê, daar is 'n hemel en 'n hel. En as Jesus oor een dingetjie kon lieg, kan jy hom oor niks glo nie. Dan sou hy 'n sondaar wees. Maar hy is nie. Hy praat die absolute waarheid. Die evangelie, die blye boodskap van Jesus, verander ook ons daaglikse lewens. Dit het pragtig in Titus na vore gekom. Die van u wat dit gevolg het en hier was, sal daarmee saamstem. In die hele brief, van begin tot einde, gaan oor 'n godvrugtige lewe. Daardie boom, wat ons nie nodig het om 'n plakkaat te gaan opplak en te sê, hierdie is 'n perskeboom nie. Nie as jy in die perskeboord inkom en dis persketyd en dis 'n goeie boom, dan sit hy vol perskes. Jy hoef nie 'n bordjie op te plak, dis 'n perskeboom nie. Ons hoef nie 'n bordjie hier te sit, ek is 'n Christen, ek is 'n kind van die Here. Jou lewe moet die vrug dra wat by die bekering pas, en dis waaroor Paulus se brief aan Titus gaan. U sal onthou, die eerste boodskap het gegaan oor die fondament van 'n godvrugtige lewe. Die Here het vir ons die waarheid gegee. Hy het mense gestuur om die waarheid te verkondig, sodat ons die waarheid kan aanneem, daardeur gered kan word. Die waarheid is natuurlik Jesus. En ons lewens kan verander. En dwars deur die brief moet dit sigbaar wees, by die huis, by die skool, by die werk, oral waar die Here ons plaas elke dag. En as ons vanmôre by vers 9 tot 15 van hoofstuk 3 kom, dan lyk dit op die oog af asof Paulus maar net 'n paar laaste opmerkingkies maak. Hy is eintlik hy wil nou die brief afsluit en hy wil nie net sommer sê kubai en dan is dit verby nie. Hy het so 'n paar finale opmerkingkies en 'n persoonlike groete van party mense af en ook aan ander mense. Maar Paulus sluit hierdie brief af met 'n belangrike boodskap. 'n Belangrike boodskap. Die gemeente wat deur God se genade gered is, moet ook deur God se genade opgebou word. Dis die boodskap van hierdie laaste paar verse. En dit geld vir elkeen van ons. As jy deel van die gemeente is, selfs al is jou naam nie op die lidmaatregister nie, ek wil weer sê, dis nie die heel belangrike ding nie, dan wil die Here hê dat ons lewens vir hom tot 'n lig moet wees, dat ons ander mense met ons lewens kan bereik en 'n verskil kan maak. Ook julle groep katkesante wat vanmôre voorgestel is, ek pleit by julle, moenie verdwyn nie, moenie wegraak nie. Ouers, hou hulle betrokke, bring hulle, laat hulle inskakel, laat hulle deel word, hulle talente, hulle gawes wat hulle hier in die gemeente kan uitleef, en dit moet van jongs af, moet dit ontwikkel word. Die Here roep ons almal om dan te help bou aan 'n gemeente. Nou, 'n godvrugtige lewe bou die gemeente op in die eerste plek deur te vermy wat die gemeente kan verdeel. As daar iets is wat 'n gemeente wil verdeel, dan moet ons daarvan wegkom. Ons moet onder geen omstandighede toelaat dat daar op enige manier verdeeldheid in die gemeente gesaai word of geplant word nie. Vers 9 tot 11. Maar vermy dwaase strydvrae. Kan jy sien wat sê Paulus, wat is strydvrae? Dis dwaas. Dis onnodig. Ons het Christus. Ons kan nooit oor hom uitgepraat raak nie. Ons kan nooit genoeg van hom kry nie. Ons kan nooit genoeg van hom sê nie. Hy is die middelpunt van die gemeente. Hy is die hart van die gemeente. Alles wat hier gebeur gaan oor hom.
En daarom is dit nie nodig dat ons met allerhande dwaase stryd vra. Ons moet besig hou wat uiteindelik net verdeeldheid veroorsaak. Dis so wonderlik. Hy sê, en hy noem ook geslagsregisters. Nou ja, ons is nou nie meer vandag so in geslagsregisters in soos wat die mense in Paulus se tyd was nie. Vir hulle was geslagsregisters iets vreesliks. En hulle kon ure met geslagsregisters besig wees en dit uitpleis en met mekaar daaroor doenig wees. En dan gaan hy aan en sê hy, en twis en stryery oor die wet, want dit alles is nutteloos en doelloos. Al hierdie gestryery, al hierdie gekibbel, al hierdie ek glo dit, ek glo dat, jy moenie sis nie, jy moenie so nie. Bly by die Here Jesus, bly by hom, hy is die sentrum. Dan sê hy aan 'n man wat partyskap verwek. Hoe hartseer is dit, dat daar soms iemand insluip, en ek glo dat die duiwel sulke mense plant, wat 'n gemeente uitmekaar uit wil skeur, wat partyskap wil verwek, wat groepies in die gemeente wil maak, wat klieks, nie die plek waar jy shampoo koop nie, die ander een, daai lelike kliek wil vorm, nê? Aan 'n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek na die eerste en tweede vermaning, wetende dat so iemand op 'n verkeerde pad is en sonde doen en self veroordeeld staan. Ons hoef niemand te oordeel nie. So 'n persoon staan self veroordeeld. Nou ja, die vroeë kerk in Paulus se tyd was gedurig bedreig deur mense wat die aandag van die Here Jesus probeer aftrek het. En wat die aandag op allerlei ander plekke wou plaas. Mense wat meer geïnteresseerd was in eindelose redenasies en debatte. Wou oor alles stry, wou oor alles kibbel. Daar was gedurig twisvrae, daar was gedurig geskille. My geliefde kollega en vriend Dominee Johan Botha wat voor my hier was, het altyd gesê, ons moenie laat verskille ontaard in geskille nie. Dis nie die wil van die Here nie. Meer geïnteresseerd in al hierdie dinge as in die verkondiging van die Here Jesus. Geliefdes, hy is die antwoord. Ons het niks meer as hy nodig nie. Jesus plus enige iets is nie goed nie, dis amper 'n vloek wil ek sê. Jesus minus enige iets, dieselfde. Jesus alleen is genoeg. Hy is die hart van die gemeente, hy is die hoof van die gemeente. Paulus sê dat sulke dinge is nutteloos en doelloos. Dit bou nie die geloof nie, dit bevorder nie die gemeente nie. Dit maak nie dat die liefde vir God en die liefde vir ons naaste meer word nie. Dit versterk nie die gemeente nie. Dit bring verdeeldheid. En alles wat verdeeldheid kan veroorsaak, moet ons ten alle koste vermy. Ek hoor van 'n gemeente wat geskeur het, want hulle het 'n funksie beplan, en toe moet hulle oor knoffelbrood praat. En een groep wou nie knoffelbrood gehad het nie, en die ander groep wou knoffelbrood gehad het, en toe skeur die gemeente oor knoffelbrood. Dis dwaas, dis verskriklik. Die wat nie van knoffelbrood hou nie, daar's die ry. Die wat van knoffelbrood hou, daar's die ander ry. Geniet julle self. Was gister nie 'n wonderlike geleentheid, die potjiekosdag. Die van julle wat nie hier was, die volgende jaar moet jy 'n nota maak. Jy moet hier wees, dit was absoluut wonderlik. Jy sien, daar's 'n groot verskil tussen om vir die waarheid te staan en oor elke denkbare saak 'n stryery te wil ontketen en aan die gang kry. En daarom waarsku Paulus, ons moet soveel erns
dat ons hierdie dinge moet vermy. Vermy alles wat die gemeente kan verdeel. So bou 'n godvrugtige lewe die gemeente op, deur te vermy. Maar in die tweede plek, 'n godvrugtige lewe bou die gemeente op deur die bevordering van dit wat die gemeente kan versterk. Kyk mooi wat sê vers 12 tot 14. Wanneer ek Artemas of Tychicus na jou stuur, doen dan jou bes om na my te kom in Nikopolis. Paulus het verlang na Titus, hy wil hom graag weer sien. Want ek het besluit om daar te oorwinter. Jy moet Senas, die wetgeleerde, en Apollos ywerig voorthelp. Dit gaan oor die versterking van die gemeente. Apollos en Senas kon help om die gemeente te versterk en op te bou in hulle geloof. Ons mense moet ook leer om vir die noodsaaklike behoeftes goeie werke voor te staan, sodat hulle nie onvrugbaar mag wees nie. Liewe gemeente, die Here gee vir ons geleenthede om vir hom uit te staan en vir hom te dien. Onbeskryflik. Ons moet net daai geleenthede raak sien. En ons moet dit omhels en ons moet dit aangryp en ons moet dit doen. Nadat Paulus teen verdeeldheid gewaarsku het, wys hy nou waarop die gemeente moet fokus. En in hierdie paar verse noem hy dan 'n klompie medewerkers. Gaan nie hulle name weer noem nie. En hy noem hulle by die naam, maar ek gaan nou nie. Dit herinner ons daaraan dat die werk van God se koninkryk nooit deur een persoon alleen gedoen kan of moet word nie. Weet jy, 'n domineeskerk, waar die dominee dink hy moet alles doen, van oopsluit en toesluit tot alles, is verkeerd. Ons is 'n liggaam. Elkeen het 'n taak, elkeen het 'n roeping, elkeen het 'n plekkie wat ons moet volstaan. En as die gemeente hulle plek volstaan, as jy môre aand, hier kom ek alweer, as jy môre aand aanmeld vir EE3, en jy staan jou plekkie vol, wat doen jy? Jy versterk die gemeente. Jy maak die gemeente sterker. As ek sê, hier kom ek alweer, dan weet ek daarom ek is in die wil van die Here as ek dit sê. Dis sy wil vir ons. Jy weet wat is jou talente, hoe kan jy in die gemeente betrokke raak? Wie kan sing om hier die voorsang te kom help? Wie kan miskien met elektronika werk om daar bo by die media bediening te gaan help? Wie kan daar in die kombuis lekker koffie en tee maak? Wat ook al. Evangeliseer, uitreik, barmhartigheid. Dis 'n pragtige barmhartigheidsbediening in die gemeente. Jy mag daarbey betrokke raak. Sending, vat 5. Wim sal dit waardeer as daar mense is wat by die sending kommissie betrokke wil raak om sy hande sterk te maak. Ons is besig om 'n groot expo te reël en dit loop mooi. Daar's al oor die 26 mense wat kom deelneem, wat uitstallings kom doen. Jy moet nou reeds 'n knoop in die oor maak. Daai naweek is ons naweek van sending. Dan moet ons hier wees om die gemeente te versterk. Kan jy sien op 'n praktiese noot, wat kan elke een doen om die gemeente op te bou en te versterk? In vers 14, laat ons mense leer om voort te gaan in goeie werke. Nee, Titus, gaan na die gemeentes toe, gaan leer die lidmate om vir die Here te werk, om betrokke te wees, om iets te beteken, om iets te doen vir die Here. Nie om ledig te wees nie, want ledigheid is nie net die duiwel se oorkussing nie, maar ledigheid laat ook die gemeente in plek van opbou ineenstort. Dankie vir elke een wat betrokke is. En asseblief vir elkeen wat nog nie betrokke is nie. Raak betrokke. Raak deel.
Jy's deel van die gemeente. 'n Gesonde gemeente is nie net 'n gemeente waar die waarheid verkondig word nie. Dis baie belangrik. Dis ook 'n gemeente waar mense mekaar dien, waar mense vir mekaar omgee, waar mense 'n passie en 'n las het vir verlore siele daar buite wat besig is om hel toe te gaan. Weet jy, as enige iemand sonder Jesus sterf, maak hy of sy hulle oë in die hel oop. Dis 'n ernstige saak. Elke mens moet 'n getuienis in sy of haar hart kan hê. Daar was 'n dag in my lewe toe ek Jesus as my persoonlike verlosser en my saligmaker aangeneem het. En dis hoekom ons 'n evangelisasiebediening het. Ons reik uit na sulke mense toe om hulle van Jesus te vertel en hulle te wen. In die laaste plek, godvrugtige lewe bou die gemeente op deur elke dag te lewe vanuit God se genade. Vers 15 sê, die genade van God sy met julle almal. Amen. Wonderlik. Ons het verlede week baie gepraat oor die genade van God. Dis die reddende genade wat aan almal verskyn het. Dis die genade wat ons leer om die wêreld te versaak en 'n godvrugtige lewe te leef. Dis die genade wat ons in staat stel. Dis nie toevallig dat Paulus se brief begin met God se genade. Hoor gou daar aan die begin, Paulus se diensknegt van Jesus Christus, en dan sê hy vers 4, genade, barmhartigheid, vrede, en dan sluit hy af, die genade van God, sy met julle almal. En hier in die middel sê hy, want die reddende genade van God het aan almal verskyn. Is nie toevallig nie. Waaroor gaan Paulus se brief aan Titus? Dit gaan oor God se genade wat aan ons verskyn het. God se genade wat ons red, wat ons die ewige lewe gee. God se genade wat ons lei op die weg van heiligmaking. God se genade wat ons versorg. Nee, jy kan nie ophou praat oor God se genade, dit is so wonderlik. Mag die Here ons as 'n gemeente help en in staat stel dat ons in hierdie genade van God sal lewe. Amen. Ons bid net saam. Baie dankie Hemelse Vader vir die onuitspreeklike groot genade wat U vir die mens het. 'n Genade wat ons moet omhels. Want Here, die Bybel is daaroor duidelik dat as jy God se genade verwerp, as jy die uitgestrekte arms van die Here Jesus wat na jou toe uitgehou word, as jy dit van jou al wegklap, dan kom daar 'n oomblik dat die genade deur vir jou toe gaan en nooit weer kan oopgaan nie. Maar Here, ook vir die gemeente is God se genade ons bron van instaatstelling. Dis ons bron van lewe. Niks wat ons hier het, niks wat ons hier doen, is verdienste nie. En ons dank U vir U genade. Here, wil U ons as 'n gemeente begelei op die pad vorentoe. Wil U elke lidmaat, elkeen van die byna 350 mense op die lidmaatregister, so met U Heilige Gees kom begeester en vervul, en ons harte sodanig reinig, dat elkeen van ons sal sê, Jesus is my lewe. Ek wil net vir hom lewe. Hy is my alles. Al dink die mense daar buite, ek is ongebalanseerd en ek is miskien nie lekker nie, of wat dit ook al mag wees. Ek gee nie om wat mense van my dink nie. Ek wil graag Christus verheerlik deur my lewe. Dankie vir Paulus se kosbare brief aan Titus. Help ons om daders te wees van hierdie kort en kragtige brief. Ons bid dit in die naam van Jesus met danksegging. Amen.